Goeiemiddag, ek is Leonie Gouser in Laerskool Jelaatrespark in Gauteng. Ek is in graad 6 en my onderwerp is mense waag nie meer om hulself te wees nie. Wees net jouself. Almal anders is reeds geneem. So het bekende Ierse skrywer Oscar Wilde gesê. Maar hoekom dan in 'n wêreld vol moontlikhede en diversiteit is ons net te gemaklik om in ons boksies te klim en ons etikette te dra? Voorsitter, dames en here, mense word vandag met die eerste oogopslag op 'n baadjie getakseer, gebaseer op voorkoms, stemtoon en selfs taalgebruik. En in plaas daarvan dat ons dit waag om onsself te wees, trek ons die baadjie aan en pronk daarmee rond. Is jy blond? Dan is jy dom. Het jy rooi hare? Dan het jy 'n vurige persoonlikheid. Maar ons boksies is meer as net die uiterlike en bestaan uit hoogte, breedte en lengte. Die mense met die dik brille en wit jas het bevind dat die hoogte van ons boksies ingeperk word, want ons huisves 'n innerlike vrees om verwerp te word deur ander. Die breedte word vernou, want ons ervaar voortdurend druk van ander om anders te wees. En boonop neem ons nie die lengte van tyd om onsself te leer ken nie. Sielkundige Arlen Kinsiek skryf na haar artikel Hoekom mense bang is om onsself te wees, gepubliseer op die webtuiste About Social Anxiety op die 14de September 2022, dat die vrees vir verwerping deur ander kan veroorsaak dat mense eerder maskers dra, as om dit te waag om onsself te wees. Die vrees om uit 'n vriendekring gestoot te word, jy's geweeg maar te lig bevind. Die vrees om nêrens te behoort nie, stok siel alleen te staan. Vandag is verwerping so maklik, soos die druk van 'n knoppie, die genadeloose uitdeel daarvan volop. Volgens mevrou Kinsiek, is hierdie gevoel so oorweldigend, dat ons mure om ons bou, en ons in die proses ons eie persoonlikheid inperk, en ander mense van ons wegstoot. Die hoogte van ons boksies word beperk. Dis egter nie net hierdie innerlike vrees wat die volume van ons boksies kleiner maak nie. Nikki Seletti, 'n beraader by die Universiteit van Colorado, skryf in haar artikel Die impak van sosiale druk, gepubliseer op die 13 Oktober 2023 op BetterHelp se webtuiste, dat die druk wat ons ervaar vanaf die gemeenskap, ons familie en vriende, om op 'n spesifieke manier te wees, ons menswees negatief beïnvloed. Groepsdruk en die opinies van mense vir wie ons aansien het, kan ons op 'n manier laat optree wat ver verwyderd is van wie ons werklik is. Dit kan ook ons siening oor onsself beïnvloed en verander. Jy is nie goed genoeg nie. Wees realisties, jy droom te groot. Dink net, as die raai presie woorde van ander misglo, sal ons nooit soos voeltjies in die lug kon vlieg nie. Ongelukkig waag min van ons dit, om op te staan teen die woorde van ander, en laat ons toe dat hierdie sosiale druk die breedte van ons boksies vervorm, verdraai en verniel. Dis dan wanneer 'n mens in die spieël kyk en nie meer eie weerkaatse herken nie. Wie is jy? Is jy wie jy wil wees? Ek William Wolf se liriek in my kop. Aristoteles het gesê dat om jouself te ken is die begin van alle wysheid. Ken jy die binnekant van jou boksie? In Oktober 2022 skryf die mediese praktisyn Dr. Hannah Reis op Neslab se webtuiste dat om jouself te ken is om voortdurend introspeksie te doen en jou gedagtes en gevoelens te ondersoek. Volgens Dr. Reis verhoed ons besige lewens ons om selfrefleksie op 'n gereelde basis te doen. Sy skryf dat navorsing toon dat mense wat voortdurend introspeksie doen, hulself beter leer ken en betekenis aan hulle lewe gee. Hoe kan ons dit waag om onsself te wees, as ons nie die lengte van tyd neem om onsself te leer ken nie? Dames en here, elkeen van ons het soveel om te bied, as ons dit waag om die volle volume van onsself te wees. Nie toelaat dat die vrees vir verwerping deur ander die hoogte van die boksie inperk nie. Nie laat die negatiewe woorde van ander die breedte van die boksie kleiner maak nie. En neem die lengte van tyd om jouself te leer ken, sodat jy
die beste jy kan wees. Soos Dr. Seuss sê, wees wie jy is en sê wat jy voel. Van die wat omgee, maak nie saak nie. En die wat saak maak, gee nie om nie. So, laat vaar die kommer, laat vaar die vrees, en waag dit om jouself te wees.